in hierdie laaste ruk, die afgelope tyd, met ons deel. En die hele kwessie van om te volhard. Die hele kwessie van om uit te hou en aan te hou. Raak partykeer vir ons moeilik. Dit voel partykeer asof 'n mens nêrens kom. En ons het die afgelope paar weke gepraat oor kontinuïteit, doen dit wat die Here vir jou sê, jou lewensplan. Ek gaan nie weer daaroor praat nie. Maar hy gee vir jou 'n strategie en hy dalk al vir jou jare terug gegee, dalk die begin van die jaar. Maar jy het nog nie op 'n punt gekom waar dit prakties begin deel word van jou lewe. En dit is eers dan. Ek weet ons kan vanoggend praat byvoorbeeld, dit is nou die naweekie Komrits, maar ons kan praat oor mense wat begin hardloop en nie klaarmaak. Dan sal jy miskien sê, maar ek het gehardloop. Maar jy het ook nie klaargemaak. Ons gaan hardloop op 800 om die baan. En jy hardloop net 200. Dan sê jy, maar ek het gehardloop. Dit is so, jy het gehardloop, maar jy het nie klaargemaak. Jy sien, baie keer is daar net daai stukkie volharding nodig. En ek glo met my hele hart, dat dit een van die hoofredes is vir Pinkster en die uitstorting van die Heilige Gees. Julle sal krag ontvang om my getuie te wees. Ons het krag nodig om die geloofspad te stap. Ons het geeskrag nodig, ons het God se inspirasie, ons het al hierdie goed nodig om ons aan die gang te hou. Al wat ek en jy moet doen, ons moet net wil. Dit as jy jou eie hul met vrees en bewering moet uitwerk voor die Here, kan dit dalk vir jou klink na 'n verskriklike storie soos Filippense sê. Maar die vers net daarna wat sê, want dit is God wat in julle werk om te wil en te werk aan sy welbehae. Jy sien, jy is op hierdie pad, is jy nie alleen nie. En dit is eintlik die goeie nuus. Weet ek, in die week wat verby is, die geleentheid gehad om weer op 'n paar plekke te open en die woord wat die Here op my hart gelê het, was hierdie spesifiek, hou uit, hou aan, moenie stop. Druk regtig deur, bid iets deur. Pray until something happens. Dit is iets wat ons vir mekaar kan sê, dat ons mekaar kan oproep om vas te staan in geloof. En om uit te hou en aan te hou. Ek wil vanoggend vir jou gedeelte lees en dan gaan ek 'n paar punte net maak hieruit. En die gedeelte ken jy baie goed, ek het dit al baie aangehaal, maar ek wil hom heeltemal vir jou mooi in konteks stel, dat jy beter sal verstaan. In Judas, dis nou die net voor Openbaring, praat Judas oor dwaalleraars en hy praat oor goed wat gebeur in die kringe van valse predikers en hy kom daar en hy praat baie sleg van hulle. Hy noem hulle somme miswolke. Hy noem hulle 'n klomp goed. Jy kan maar dit is net die hele boek bestaan uit 25 verse. Ouens wat vir hulle gaan dit net oor geld. Hy praat daaroor. Hy praat oor waar dit gaan net oor jou eie storie, jou eie ek. Dit waar dit eenvoudig gaan oor en hy sê ook hierdie ouens raak later arrogant en hulle verkondig nie meer wat hulle moet nie. Jy weet, as ek in elk geval Petrus en Judas, jy moet altyd Petrus en Judas saam lees, dan kom jy agter op watse gevaargronde teologie vandag bedryf word. Waar predikers en nie net predikers nie, maar sekere bewegings wat hulle hoor ag as die res en wat dink hulle die enigste waarheid weet en wat dink dit wat hulle doen het is reg en hulle het almal hulle skrifgedeeltes ook. As jy gaan kyk na die hele vals profeet storie, as dit skrikwekkend was in die Bybelse tyd, weet jy hoe skrikwekkend is dit nou? En hoe mense geld maak met dit. En hierdie goed gebeur ongelukkig. En dit is teen dit wat Judas praat. En dan kom hy en dan gee hy die antwoord. Hy sê nie net, ja, wees versigtig vir hierdie ouens en hulle is vervloek en sulke goed nie. Maar hoor wat
wat sê hy vir die gelowiges? Die opskrifie van daai perikoop in Judas in die Nuwe Lewende Vertaling sê, hy sê, hou aan voortbou op die fondament van julle geloof, en dan praat hy so bietjie oor mense met goddelose drange en dit gaan net aan die einde van die dag oor hulle eie natuurlike goed, maar dit gaan nie oor God. Maar dan kom hy vers 20, en hier is dit wat vir ons belangrik is. Die ander is ook belangrik, want 'n mens moet maar na jou eie lewe kyk. Jy moet so nou na jou eie lewe ook so 'n bietjie deur die sif gooi van teologie, en seker maak as glo jy reg, doen jy reg, verstaan jy reg, is jy besig om die woord uit te leef, dan sê hy die volgende vers 20, en ek het dit al baie aangehaal van hierdie kant af. Maar gaan 'n bietjie verder vat. Maar julle geliefdes moet aanhou om julleself op te bou op die fondament van julle allerheiligste geloof. Hou aan om te bid. Hoor mooi, hou aan om te bid terwyl julle heg verbind bly aan die Heilige Gees, of bid in die Gees, sê party maar die skrifte of vertalings. Heg verbind aan die Gees. Dan sê hy, hou julle liefdesband met God in stand. Dis die enigste vertaling wat ons so vertaal. Wat eintlik mooi verduidelik wat al die ander probeer sê. Want as jy mooi die betekenis gaan kyk, dan is dit eintlik wat ons moet doen. Jy moet jou liefdesband in stand hou. Nou dink net so in 'n huwelik, as jy dit nie doen nie, waar gaan jou huwelik eindig? En dit is iets wat gedoen moet word. Ek kan vir my vrou elke liewe dag vertel ek is lief vir haar. As ek dit nie vir haar wys nie, gaan sy my nie glo nie. Die Bybel is duidelik, as ons lief is vir God, sal ons gehoorsaam wees. Is dit, liefde word gewys deur gehoorsaamheid. As dit net kom op gehoorsaamheid, jy die meeste van ons baie keer, die meeste van die keer, dalk 'n probleem. Baie keer lê die Here iets op jou hart en jy doen dit nie. Baie keer gee vir jou lewensstrategie, maar jy kom nie so ver om dit te doen nie. En as jy dit doen, hou jy net vir 'n rukkie en 'n losjie. Jy sien, daar moet 'n konstantheid wees in dit wat ons doen. Nou gaan hy verder. Hy sê hier hou jou liefdesband met God in stand. Verwag die ontferming van ons Here Jesus Christus met die ewige lewe as einddoel. Nou ek het vir jou laas die prentjie verduidelik hier van jou geregtigheid, heiligmaking en eendag sal jy die heerlikheid beleef. Ek gaan dit nie weer doen nie. Maar jy sien dit selfs hier. Ons is wedergebore kinders van God. Ons het dit gesing, ons is vry. Maar nou leef ons baie keer asof ons nog vashou aan sondes en ons verlede en dit wat gebeur het en ons hou nog vas aan die gister. Jy's vry. Die wonderlike deel van hierdie vryheid en van jou verlede is, dit is vir my. So weet jy wat, as hierdie goed by jou spook, kan jy as gelowige kind van die Here, wat die Heilige Gees het, wat ook die Gees oor jou het, sê, weet jy, die oomblik as hierdie goed jou begin baak, dan kan jy sê, nee, wag so bietjie. Dis verby, ek is vry. Hoe meer jy dit doen, hoe dieper sak dit in jou hart en in jou onderbewuste in. En dan word dit 'n realiteit. Maar jy moet dit doen. Jy moet nie net daaraan dink, doen dit. Sê dit. Los dit daar en gaan. Hy sê verwag sy ontferming. Jy weet, dis nie net 'n kwessie van Here, ek hoop maar nie. Verwag dit. Lewe met die verwagting as jy bid, die Here gaan antwoord. Partykeer bid mense so ook asof hulle ook nie wil hê nie. So half 'n neutrale gebed. Kom aan man, ons het hier 'n groot God wat jou gebed ook wil antwoord. So verwag die ontferming van die Here Jesus Christus met die ewige lewe as einddoel. Hoor wat sê vers 22. Dis die gedeeltes wat ek hou altyd daai twee verse aan. Maar hoor dit sê vers 22. Die wat nog besluiteloos is, moet julle met ontferming behandel. Red ander deur hulle in die vuur te ruk. Aan nog ander moet julle ontferming betoon.
Maar wees uiters versigtig dat julle nie ook deur die sondige liste besmet word nie. Ja, verafskied dit. So jy sien aan die een kant hierdie boldness van jou geloof. Nou wat sê die skrif? Hy sê ons moet so opreg soos duwe en so versigtig soos slange wees. So in hierdie boldness staan in dit wat die Here vir jou gee. Hou vas aan dit. Moenie laat enigiets jou keer. Bly versigtig. Haat sonde. Haat die sonde wat mense doen. Ons kan dalk mense verafskiet oor hulle gedrag. En dis ook nie heeltemal onbybels. Die Bybel praat ook baie duidelik daarvan. Dat 'n mens die wat byvoorbeeld nie die regte boodskap verkondig nie, jy moet hulle nie eens groet. Maar is nog steeds, hou aan getuig, hou aan bid, hou aan bemoedig. Miskien, net miskien, sal so 'n persoon se hart draai. Hy sê, aan nog ander moet julle ontferming betoon, maar wees uiters versigtig, nee. Dan sê vers 24, aan hom wat magtig is om julle van die val te bewaar en julle sonder vlek met groot vreugde voor sy heerlike teenwoordigheid stelling te laat inneem aan die ewige God, ons verlosser, op grond van wat Jesus Christus vir ons gedoen het, behoort die heerlikheid en die grootheid en die krag en die mag van altyd af, ook nou en vir altyd. Amen. Jy weet, Hebreërs 12 vers 1 en 2 of 1 tot 3 sê dat ons hardloop hierdie wedloop. Ons het 'n geloofswolk van getuies, al die geloofshelde van hoofstuk 11 het ons. So ons het die voorbeeld in die Bybel van almal wat die pad van geloof gestap het, maar nou het ons ook Jesus die volëinder van die wedloop wat deur alles gegaan het. Hy sê as jy op dit fokus, sal jy nie tou opgooi en uitsak nie. Maar jy moet aanhou. Jy moet uithou. As jy dink aan Jesus, dan gee dit jou krag. As jy dink die Heilige Gees is in my, is oor my, dan het jy krag om te sê nee vir seker goed. Dan kan jy mense gaan bemoedig in moeilike tye. Dan jy nie nodig om weg te kwyn in menslike goed nie. Dan jy ook nie, dan kan jy vir die eie ek ook partykeer 'n bietjie sê hoor hierso choppa. Dis nou my vertaling. Raak rustig man. Raak bietjie rustig. Die Here gee vir ons soveel krag. Nou in hierdie gedeelte wat ek gelees het, is daar twee goed wat ek wil uitlig. Die een is bou en die een is red. Op die eerste slide sê ek vir jou bou. Daar's 3 goed wat ons lees in hierdie gedeelte. In die eerste plek, geesgebed. Dit beteken eenvoudig 'n nederige geloofsvertrouende verwagting, soos wat jy deur die Gees bid. Dit kan tale gebed wees, dit kan 'n diep innerlike hartgebed wees, dit kan 'n ernstige smeeking dalk wees, dit kan wees dat jy die skrif bid, woord bid en die Here gee vir jou skrifgedeelte, jy begin dit, is alles deel van geesgebed. Geesgebed is nie 'n gewone gebed nie, dit is 'n geleide gebed, dit is 'n dringende gebed. 'n Kragtige gebed van die wat regverdig is. Dit is daai ingebed waarvan ek praat altyd. So geesgebed. Ons weet wat Romeine 8:26 sê, as jy nie eers weet wat om te bid nie, kry jy hoor. Ons weet ook wat Romeine 8:34 vir ons sê. Ek gaan dit miskien gou vir jou lees, die ander ken ons. Maar hoor wat sê Romeine 8:34. Ek gaan hom sommer net so vinnig vir jou lees. 8:34 sê. Hy sê, wie sal ons veroordeel? Christus Jesus is tog die een wat vir ons gesterf het, wat boonop opgestaan het, wat op die ereplek langs God sit en wat daar vir ons pleit. Luister man, Romeine praat van Christus pleit vir ons. Die Gees tree in vir ons. So wat sê ek vir jou? Hou aan bid, moenie op. Hou aan bid, dit is wat daai gedeelte sê. Die volgende ene, die tweede punt is,
Dinge, daar's twee dinge wat seker is as ek kom oor hierdie gebed. Die een is God hoor deur die Heilige Gees wat jy bid. Want hy tree ook vir ons in. En God verhoor ook deur Christus. Dis dit wat ek so veel gelees het. Jy kan seker wees daarvan. Enige gebed wat jy eenvoudig net uit jou hart uit bid, dit is waaroor Geesgebed gaan. Ek wil net vir jou vra, hou aan om nie ophou nie. Die tweede punt is, lewe 'n lewe van liefde. En hierdie is nie net 'n storie van iets wat jy weet nie, maar iets wat jy doen. Ek het net daaroor gepraat. Gee jouself deur goed te doen, te help, te gee, moed in te praat, positief te beïnvloed, jou geloof te deel, te getuig. Wanneer laas het jy net jou geloof dalk met iemand, of dit wat jy glo met iemand gedeel? Wanneer laas het jy dalk getuig en gesê, "Joe, weet jy wat, ek was in 'n krisis, ek het gebid, die Here het geantwoord, prys sy naam." Het jy gepreek nie, jy het net vertel wat God vir jou doen. Jy sien, dit is liefde. Dit is daai liefde wat nodig is. Dis deel van daai liefdesband wat jy in stand hou. Dis iets wat gedoen word. Daar kan jy gaan kyk na 1 Korintiërs 13, wat eintlik net sê, 1 Korintiërs 13 sê eintlik net verdra mekaar. Aan die boek van die kwaad ensovoorts. Hy sê eintlik net, weet jy wat, gee iemand nog 'n kans. Ek het wel mense weet, hoe moet ek nou lief wees vir my medemens, moet ek nou almal mooi verteer, almal druk en so, nee. Weet jy wat, verdra almal. Alle klere, nasies en taal, verdra almal, verdra mekaar, gee mekaar nog 'n kans. Help eerder, tel eerder op. Dan sal jy jou liefdesband met God in stand hou, want dan is jy gehoorsaam aan dit wat jy moet doen, nee. Die vrug van die Gees kan so uitgelewe word. Galasiërs 6:9 sê, hou aan goed doen en moenie ophou nie. Hy sê, want op die regte tyd sal jy beloon word, of jy sal nie oes insaam. Weet jy wat? Of vergeet jy alles wat ek vandag vir jou sê, jy gaan net nie uit nie, begin goed wees vir mense. Wees net goed vir hulle, jy kan goed wees vir hulle, omdat jy gered is. Jy is nie goed vir mense om gered te word nie, dit is jy klaar, jy is kind van God. Maar omdat dit is, kan jy nou goed wees. En jy kan dit nou met krag doen. Krag van die Heilige Gees. Nou beteken die vrug en die gawes is regtig iets, nee. Die derde ene is 'n lewe van verwagting, intentioneel met doel, skatte in die hemel bymekaar maak. Dis 'n paar punte wat ek myself moet beloning vir die goeie vir nou en eendag. Weet jy wat, ons is besig, en laasweek het jy gesê, maar jy's besig om skatte nou bymekaar te maak in die hemel. Dit wat jy doen uit liefde vir God, dit wat jy doen uit liefde vir jou medemens, dit wat jy doen uit liefde vir die res van die wêreld, jy sal beloon word. Dit is die skatte in die hemel. 1 Korintiërs 3 sê vir ons gaan eendag ons belonings kry. Hy praat ook van 'n goeie slaaf wat beloon word in Lukas 12. So daar's baie skrifgedeeltes. Dis bly gelowig en getrou aan die werk. Dink hy's ook op die bord. Wou net gou op daar, dis bly gelowig en getrou aan die werk. 2 Petrus 1 sê dit baie mooi. Kom ek lees dit gou vir jou. Ek hoop vanoggend as jy hierdie woord hoor jy my hart ook. Ek kan jou nie beroof van 'n seën nie. 2 Petrus 1 staan daar die volgende. 2 Petrus 1 vers 3 sê, deurdat ons hom regtig ken. Jy sien dit 'n verhouding met die Here. Het God sy goddelike krag het sy goddelike krag ons alles laat kry wat ons nodig het om naby hom te leef. Ek sê altyd dankie Here dat U vir my die krag gee om ook U te kan dien, dat U ook vir my die krag gee om te kan bid, want sonder dit kan ek dit nie doen. Hy sê om naby hom te leef. Hy het ons geroep om sy heerlikheid en goedheid te ontvang. Deur hierdie selfde krag het hy sy kosbaarste en allergrootste beloftes vir ons laat waar word. Die gevolg hiervan is dat jy deel kry aan sy goddelike natuur. Ons kry deel aan God se goddelike natuur, ons ken hom.
Hy gaan verder en hy sê, deur hierdie selfde krag, hy sê, so het julle vrygekom van die proses van agteruitgang wat as gevolg van die neigings van ons menslike natuur oor ons almal en alles laat sleg word. Dit sien ons oor ons. Juis om hierdie rede moet julle, hoor mooi, juis moet julle om hierdie rede, luister baie mooi, juis om hierdie rede moet julle alles in julle vermoë doen om te wys dat hierdie beloftes vir julle waar geword het. Dan sal julle geloof meebring dat julle leefstyl goed is en 'n goeie leefstyl bring weer meer dat julle God beter leer ken. Ons moet vir mense wys. Jy weet, die doop is 'n wonderlike voorbeeld van ek wys. Ek doen dit die een kant in 'n hoekie. Ek wys oorgetuies van die keuse wat ek vir die Here gemaak het. Ek wys dit. Nou gaan lewe. Wat sê ek vir jou? Hou aan. Die tweede deel is natuurlik red. Hy is ook op die bord, red. Met ander woorde, in hierdie hele redstorie moet die volgende gebeur. Met ander woorde, ontferm jou in die eerste plek. Ek sê daar vir jou, ontferm jou oor mense. Oor wie? Kom ons vra die vraag. Oor wie is jy op hierdie stadium besig om jouself te ontferm? Is daar so iemand? Is daar iemand na wie toe jy op hierdie stadium uitreik? Jy onthou 2 jaar terug het ons die regterhand gebruik vir die gemeente se visie vir die jaar. Ons het gesê die duim gaan oor die geestelike goed is die belangrikste in jou lewe. Toe het ons die wysvinger gesê, is kom ons hou mekaar op die pad. Maar terwyl jy so wys, is daar 3 wat vir jou wys, bly jy self op die pad. Ons het gesê die langvinger staan vir reik bietjie uit na iemand toe, die ringvinger staan kyk bietjie na jou verhoudinge. En dan het ons ook gesê die puntjie staan vir bly nederig voor die Here. Jy onthou daai preek? Jy onthou as dit hele jaar het ons dit gedoen op die hand. Dis waaroor hierdie ontferming gaan. As daar nie iemand is waaroor jy jou nou ontferm nie, is jy nie besig om te doen wat die Here se wil is vir jou. Op 'n of ander manier moet jy jou ontferm oor iemand. Dis deel van die redding, nee. En ons kan dit doen omdat God hom oor ons ontferm het. Psalm 103 vers 15 sê God het hom ontferm oor ons. 2 Korintiërs 1:4 sê met dieselfde bemoediging waarmee hy my bemoedig, kan ek iemand gaan bemoedig. En die profete staan daar vroeg in die oggend en luister ek reeds om iets te hoor om iemand te gaan help. Romeine 15 vers 1 sê die wat sterk is moet die wat swak is help. Sien as jy nie ontferm oor iemand nie, het jy 'n probleem. Begin die wat twyfel met woord en daad te wys om God te vertrou. 1 Tessalonisense 5:14 sê ons moet aan die einde van die dag die leegleggers uitwys. Hoor jy pastoor, jy moet net lees vir hulle. Hy sê wys hulle 'n bietjie uit, die ouens wat leiers sê vir hulle nee. En dan sê hy ook daar verder, sê hy verder, praat die moederloses moed in, ensovoorts. Jy sien ontferming beteken ook, ons moet baie keer vir iemand sê, hoor hierso, as jy nie regkom nie, gaan jy help. En as iemand vir jou sê, nou judge jy my, nee, jy judge jouself, want jy doen nie wat die woord sê. Ek probeer jou net help. Dis mos nie niets te sê ding, as jy iemand probeer reghelp, hulle judge my. Hou op om my te judge. Die skrif praat baie duidelik van ons mag nie oordeel nie, maar hy sê ons mag beoordeel volgens die woord, en ons mag mekaar reghelp in liefde, vermaan mekaar in liefde. Is daar dalk so 'n persoon in jou lewe met wie jy werk? Die tweede ene, ruk hulle uit. Dis so bietjie, dan raak dit bietjie ernstiger. Ruk hulle uit. As mense sien jy's ernstig,
Mense wat sien jy, Jakobus 5 praat ook daarvan, jy ruk hom uit die vuur uit, soos jy 'n stuk hout uit die vuur uit red. Terwyl jy ook versigtig is, volgens Galasiërs ook, dat jy nie dieselfde dinge doen as wat hulle doen. Of jy fokus dalk op iemand se sonde, maar jy doen presies dieselfde, net op 'n ander manier. Maak seker, daai 3 vingertjies wat vir jou wys. Moenie die splint probeer uithaal as saalbalk is. Maar ek kan vir jou sê, weet jy wat, ek weet, my lewe is nie perfek nie, jy kan sê, jou lewe is nie perfek nie. Daai persoon se lewe is ook nie perfek nie, maar kom ons gaan na die Here toe. 'n Mens kan die waarheid praat ook, sonder om vieslik te wees. Met ander woorde. Help mekaar. Dra mekaar se las. En dan natuurlik die derde, wees versigtig. En hierso is dis iets wat baie foute in my lewe het nie gemaak. Baie nie bedien. Baie keer probeer ek mense oortuig. En dan sit een vlok op die ander vlok. Jy kan nie iemand oortuig. Hou op om daai familielid van jou te dreig en te oortuig. Jy kan vir hom sê, hoor jy sal die hel is die einde, dis so. Dis die realiteit. Maar weet jy wat? Kom ek vertel vir jou wat die Here in my lewe. Ons kan net getuig. Dis die Heilige Gees wat hom in elk geval oortuig. Wat help dit iemand kom kerk toe met jy gaan sê, ag asseblief kom na kerk. Ag asseblief kom na kerk. Ek het al met mense gewerk en eendag kwaad geword vir ou in die gym. Ek sal nie sê hier presies wat ek vir hom gesê het nie, maar dit het daar neergekom, ek is dan moeg gesmeek en gesoebat. Want hy wil net nie kom nie. En toe ek was daai oggend was ek nou so 'n bietjie vurig geweest. En die ou kerk toe gekom en van daar was hy elke Sondag in die kerk. Ek weet nie of hy nou nog was nie. Was daar grobels daar. So daar kom ook 'n tyd wat jy vir iemand moet sê, hoor hierso genoeg is nou genoeg. Want jy kry moet mense wat baie keer hulle wil hê. Probleme wat pastoor, smart. Maar praat ek oor sy smart en sy hart en wat gee hom die antwoorde, maar hy hoor nie eens wat jy sê nie, die volgende sin is maar weer, pastoor, dan kom jy agter die ou oor jou. Ken julle sulke mense, moet net nie aan opsteek volgende. Hou jy net nie op nie. Dat die Gees jou lei oor hoe jy met mense en almal om jou werk. So wees versigtig. Soos wat Galasiërs 6 sê, maar miskien moet ek dit vir jou lees, want hy sê vir jou, eintlik hy gee vir jou soveel wonderlike goed wat jy kan gebruik. Hy sê in Galasiërs 6, en ek lees vir jou broers van vers 1 af, jy kan dit lees as jy wil, 1 tot 5. Het gaan daaroor wat jy saai en maai. Broers en susters, wanneer iemand in die een of ander sonde verval, dis Galasiërs 6 vers 1. Broers en susters, wanneer iemand in een of ander sonde verval, moet julle wat deur die Gees gelei word, daardie persoon nederig weghelp. Wees baie versigtig dat jy nie ook versoek word nie. Help ander gelowiges wat swaar kry en gee so uitvoering aan Christus se liefdeswet. Julle weet dat mense wat baie van hulle self dink, terwyl hulle niks is nie, hulle self bedrieg. Daarom moet julle almal eerder op julle eie gedrag toets. Dan kan julle op julle self trots wees, sonder om julle met iemand anders te vergelyk. Dis nogal wat ons laasweek een van die laaste punte was, moet jouself nie vergelyk met ander mense, of mense vergelyk, of kerke vergelyk nie. Dis gewoonlik daar waar jy lelik misvat. Want jy is jy. Die Here werk met jou soos wat hy met jou werk. Hy sê ons weet tog almal sal oor hulle self verantwoording doen. Dan sê jy dink jy hy praat nou so saggies. En net hier as jy verder lees dan sê hy daar sal wel van die wees wat jy uit die vuur moet ruk. Ek dink die groot storie is dat ons baie keer te vinnig opgee. Praat maar nog 'n keer met daai ou by die werk. Help jou kind maar nog 'n keer, of help jou pa en ma nog 'n keer. En maak seker jy doen.
Die volgende slide. Ek dink hier is die kruks van die saak. Moet nie net kos kou nie. Moet nie net kos kou nie. As jy nie sluk nie, sal jy honger bly en doodgaan. Baie keer is dit oor die woord. Jy kou in die woord. Jy kou. Dis lekker. Gedeeltes waarvan jy kou. Jy hoor dit, jy sien dit, jy lees dit. Maar jy gaan doen dit dalk nooit nie. Dis daai, jy moet dit sluk. Jy kry baie keer mense, hulle kou, hulle hoor iets van nice, dan gaan kou hulle. Kry, en onthou, as mens so lang kou, dan kou jy ding nogal fyn nie. Hulle kou om fyn. Hulle luister om fyn, hulle kou. Maar hulle gaan doen nooit wat hulle hoor nie. So wat gebeur? Hulle bly honger. Van die een plek na die ander plek, van die een kerk na die ander kerk, van die een pastoor na die ander pastoor, van die een boek na die ander boek. Bly honger. Want hy kou hier, en hy kou daar, en hy proe hier, en hy proe daar. En baie keer is hy nog besig om te kou aan die een ding, dan hoor hy iets van wat dalk lekkerder kan wees, en spoeg hy dit uit, dan gaan kou hy weer daar vir 'n ruk. Weet jy wat het ek agtergekom? Mense wat die woord kou. Jy onthou dat ek gepraat het oor die woord, het ek gesê die wee van woord staan vir, jy moet bietjie woeker met die woord, jy moet bietjie werk met hom, jy moet bietjie worstel met hom. Maar as partykeer goed wat jy nie verstaan nie, want gebed, werklik worstel jy, dis deel van hy koue proses, nee. En die O-R van woord staan vir, hoor wat sê die Here vir jou in die hele situasie. En as dit by die D kom van woord, gaan doen jy dit. Met ander woorde, dan sluk jy dit. Dan kom jy agter, maar ek is besig om sterker te word. So miskien maak hierdie sê ding volgende vir jou sin. Miskien is dit die antwoord, jy kou net. Julle ken mos muesli pap, nee. Daar's mos so baie saaitjies en goede. Weet jy wat het ek agtergekom raai pap? Jy kou jouself moeg. Nie by die derde hap. Dan kou jy. Voordat jy kan sluk. Dis lekker. En jy kou. As jy aanhou kou en kou, word jy net moeg. Kou, luister, hoor, hou aan, sluk, dan kry jy weer kou, luister, sluk, gaan aan. Kou, luister, weet jy wat? Dan is dit asof die droë fontein, dit wat droog, daai dorse honger, kan gevul word met die eenvoudigste woord. Eenvoudigste woord. Ek het baie keer hoe mense hierdie, ek wil hulle soek altyd net hierdie diep goed, hierdie diep goed. Die skrif sê vir ons, daar is nie meer sulke goed nie. Hoe ek het nou die geheim ding, daar is nie meer geheime nie. Die geheim is Christus. Dis Jesus, dis bekend. Gaan leef net Jesus uit. Begin, hou aan, volhard, tot aan die einde. Dit is soos die wapenrusting op. Die wapenrusting is nie net kennis dra van geregtigheid en waarheid en goed nie. As jy die wapenrusting ernstig opvang, hou plieg. As jy die wapenrusting ernstig opvang, begin die Here vertrou. As jy die wapenrusting ernstig opvang, begin jou kop reg kry oor verlossing en dink aan God. En dit wat Jesus vir jou gedoen het, dan sal jy beskerm word deur die goed wat jou kop partykeer so bietjie mal maak. Begin die woord eenvoudig doen en sien hoe saai jy verwoesting in die vyand se kamp met die woord, maar jy moet dit gaan doen. Dis iets jy gaan doen, die woord. 'n Swaard is 'n wonderlike mooi ding in die oorlog, maar as hy nie uitgetrek word nie en gebruik word nie, gaan hulle jou uitsort. Hou aan. Hou uit. Ek dink amper is die laaste slide uithou.
is die kuns om nie op te gee nie en aan die einde van die dag te wen. Weet jy wat? Ek dink die Here wil hê ons almal moet wen. Hoe weet ons dit? Hy het dit gewys op 'n kruis. Hy het die eerste stap gevat. Hy kom wys dit is moontlik. Toe het hy gekom en die Gees uitgestorm het. So hy het gesê, weet jy wat, selfs in dit wat ek nou vir jou gee, kan jy rustig raak en eenvoudig verwag dat my krag met jou sal wees. Hou jy aan getuig. Wat het gebeur met die disippels toe hulle hierdie goed gedoen het? Die Here het daagliks bygevoeg. Die kerk het gegroei. Die kerk het versprei regoor totdat ons dit ook ontvang het. Hier van onder af en natuurlik van Ethiopië se kant af, daar was 'n invloei van die woord in Afrika. En ons het dit vandag. En ek wil vir jou sê, ons het soveel om oor dankbaar te wees. Ek het so 'n paar sinne wat ek vir jou wil lees. Ek het dit nou net by die skool ook gelees vir die kinders. Maar ek wil dit vir jou ook lees wat gaan oor aanhou. Hierdie is een van hulle, uithou is die kuns om nie op te gee nie en te wen. Hou uit deur die stryd. God werk op sy tyd. Jy moet maar net vashou. Hou uit deur die stryd. God werk op sy tyd. Weet jy wat, wie weet hoe lank het Noag aan die ark gebou? Enigiemand? Hoeveel? 40. Ek het 40, het 50. Nee, 100. Moses het 40 jaar opleiding in die woestyn gehad, voordat hy die volk uitgelei het. Nehemia moes nog steeds die muur bou. Steen vir steen tot hy klaar is. Selfs in Jesus se bediening, sy 3,5 jaar bediening. Ek weet Jesus kon wat hy gedoen het, kon hy in 'n maand of 2 maande of selfs 6 maande gedoen het en gesterf het en dit sou nog steeds die uitwerking gehad. Maar wat het hy gedoen? Vir 3,5 jaar het hy sy lewe geïnvesteer in die disippels se lewe. Uit die 12 uit waarvan een weg as een later bygekom het, het hy 3 gekies om sy diepste hardste goed in te sit. Tot daar was dit nie 'n quick fix. Hou aan, God werk op sy tyd. Aanhou goed doen, al voel dit min, God sien die einde van die begin. Saai goed, doen goed, verwag goed, want God is altyd goed. En hier so laaste enetjie wat ek net bygesit het, want baie keer voel ons so, dinge gebeur nie met jou, soseer met jou nie. Alles gebeur vir jou. Vir 'n gelowige. Is dit nie goed wat nou skielik met jou gebeur? Alles gebeur vir jou. En ons lees dit in Romeine 8:28, alles sal ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet, né? So waar jy ook al is, niemand van ons het 'n verskoning vanoggend om te sê nee, maar ons kan nie. Ek smeek jou vanoggend. En jy gaan dalk huis toe en dan gaan jy dalk op die televisie bietjie kyk na die Comrades. Ek dink die woord val so mooi rondom hierdie tyd. Dit is ek het beplan nie ook nie in die begin van die week. Net eers later agtergekom dis die Comrades. Maar as jy sien so hardop dink aan wat gepreek is vandag. Hou net aan. Hou net aan. Jy weet hoe hardop hierdie Comrades. Jy hardop om tree vir tree. Is dit nie so nie? Hoe eet jy olifant? Happy Vader. Hoe bou jy 'n goeie huwelik? Stukkie vir stukkie. Hoe kry jy iemand om jou te vertrou in besigheid? Klein goedjies wat jy hier en daar begin doen. Aan die einde van die dag is dit 'n sukses. So ek wil vir jou vandag sê die woord vir jou vir vandag is eenvoudig, hou net aan en doen dit natuurlik absoluut in dankbaarheid. Ons kan maar net sê dankie Here vir wie U is en vir wat U doen in ons lewens. Ek hoop jy is vanoggend bemoedig. Miskien het jy dalk sê hierdie tyd van die jaar, wil ook sê die middel van die jaar raak ouens 'n bietjie mismoedig. Dit is so die begin van die winter, die ergste van die winter moet nog kom, hoor ek sê hulle.
Miskien voel jy daar al die mikpunte wat jy in die begin van die jaar vir jouself gestel het, niks het uitgewerk nie. Miskien was daar dalk iets teleurstellings, daar dalk ook weer teleurstellings wat jy hier tot en met nou toe gehad het. Ek weet ons weet dinge, besigheid lyk nie goed nie. Ons weet die dieselpryse, ons weet die mieliepryse en al hierdie goed. Ons hoor, ons ruk terug die bek en klou seer. Dis ophou. Ek wil jou bemoedig om vir jou te sê. Kom ons hou aan. Praat baie keer met die Here oor die gemeente en Here, wat gemeente ek wil hoor wat die Here vir my sê. Weet jy wat? Die Here sê vir my, hou net aan. Hou net aan met jy nie. Hou aan. Ek wil jy moet aanhou. Hou aan. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons vanoggend mekaar in die oë kan kyk, mooi in die oë kan kyk, en mekaar kan bemoedig om te sê, hou aan. Om selfs mekaar te sê, kom byt bietjie vas. Om selfs mekaar te sê, moenie nou los nie. Here, help ons waar ons onsself opbou in ons allerheiligste geloof, deur u woord, deur die kragwerking van die Gees. Help ons ook, Here, om al hierdie kleiner oorwinnings en dinge wat ons bereik en dinge wat u vir ons leer, in dankbaarheid te leef en uit te leef. Help ons almal om ons liefdesband met u in stand te hou en u ontferming te verwag. Here, ek het 'n verwagting in my hart vir elkeen van my boeties en sissies wat vanoggend hierdie woord gehoor het. En die wat dit later op YouTube gaan kyk, Here, my verwagting is en my hoop is dat dit 'n nuwe iets in elkeen se hart aan die brand sal steek. En ek sê vir dankie daarvoor. Wil jy nie 'n paar oomblikke net so terwyl al die oë toe is, praat so 'n bietjie met die Here oor dit wat jy gehoor het vanoggend.